7 November. Ons word verhef, veredel en verfyn. Met goddelike lieflikheid versier. Een ding het ek van die Here begeer. Dit sal ek soek, dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here, om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel. Psalm 27 vers 4. Verhewe magte lê binne die bereik van elkeen. Onder toesig van God kan 'n mens 'n onbesoedelde, geheiligde, verhewe, veredelde gemoed hê. Deur die genade van Christus word die mens se gees geskik gemaak om God, die Skepper, lief te hê en te verheerlik. Die Here Jesus het na ons wêreld gekom om die Vader te verteenwoordig. Christus was die afskynsel van sy Vader se persoon, en hy het na die aarde gekom om die mens in die sedebeeld van God te herstel, sodat die mens, alhoewel hy geval het, deur gehoorsaamheid aan Gods gebooie, die stempel van sy beeld en karakter kan ontvang. God wil hê dat kinders lieflik moet wees, nie met kunsmatige versiersels nie, maar met die karakterskoonheid, die bekoring van vriendelikheid en liefde, wat hulle harte met vreugde en geluk laat bons. Meisies behoort geleer te word, dat die ware bekoring van vroulikheid nie net in die skoonheid van liggaam en gelaatstrekke is nie in die besit van bekwaamdhede nie, maar in 'n sagmoedige en stille gees, in geduld, vrygewigheid, vriendelikheid en gewilligheid om vir ander te werk en te lei. Hulle moet geleer word om te werk, om doelgerig te studeer, om vir 'n vaste doel te lewe, om op God te vertrou en hom te vrees en om hulle ouers te eerbiedig. Dan sal hulle, na mate hulle ouer word, leer om rein van gedagte, selfvertrouend en bemind te wees. Dit sal onmoontlik wees om so 'n vrou te verlaag. Sy sal die versoekings en beproewings wat die ondergang van so baie was, vryspring. Christus is gestuur om ons voorbeeld te wees. Sal ons nie bewys dat ons al sy liefde en vriendelikheid en sy bekoringe besit nie? Die liefde van Jesus Christus sal van ons karakters en lewens besit neem, en ons gesprekke sal heilig wees en ons sal hemelse dinge bepeins.